Goeiemôre. Soos altyd 'n wonderlike voorreg vir my om op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 22 Augustus 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. Vrou, bly jy ook stil? Nou noodloos om te sê dat hierdie boodskap is gerig aan die adres van elke vrou. Ons lees in 1 Petrus 3 vers 1 die volgende. Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. Nou kom ons gaan ontleed 'n bietjie hierdie teksvers. Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees. Liewe mens, met groot respek gesê, jy is nie onderdanig aan jou werkgewer nie, of jou buurman nie. Jy is aan jou eie man onderdanig. Ja, dat jy vir jou werkgewer moet respek hê, verseker. Dat jy vir jou medemens, jou buurman moet respek hê, verseker. Maar jy is onderdanig aan jou eie man met wie jy getroud is. En dan is daar 'n baie groot verantwoordelikheid wat rus op die skouers van elke vrou. As sommige van die woord ongehoorsaam is, met ander woorde as jou man 'n pad loop wat nie in die spore van Jesus volg nie, dan sê die teksvers, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. Liewe mens, nou weet ek hoe werk dit. Ek het dit so baie keer gesien toe ek nog egskeidings gedoen het. Dat die woordewisseling tussen man en vrou, dit begin op 'n ordentlike manier wat hulle met mekaar praat, maar nou stem hulle nie met mekaar saam nie. Nou begin die een sy of haar stemmetjie te verhef en die ander een reageer met 'n erger stemmetjie en voor jy kom kry begin hulle op mekaar te skree. En dan kan jy weet, dis die einde van die diskussie, as ek dit so kan uitdruk. Liewe mens, die woord is baie duidelik, vir jou vrou spesifiek. As jou man nie in die voetspore van die Here volg nie, met ander woorde, as hy verkeerd optree, dan gaan jy nie keel af op jou man nie, inteendeel jy bly stil. Nou weet ek, dit grens miskien vir jou en vir my aan die onmoontlike. Maar liewe mens, ekskuus tog, dis baie duidelik dat die Here sal vir jou die krag gee om te kan stil bly. Onthou net een ding, liewe mens, jy vrou, stel die voorbeeld aan, bloot in dit wat jy glo, in God se woorde, daarom volg jy hom in sy spore, en deur stil te bly, spreek jou lewenswyse baie harder as jou woorde. Moet dit nooit vergeet nie, want dit spreek boekdele. Daarom moet jy stil bly en net die voorbeeld stel, en die gevolg van daardie optrede sal wees dat jy jou man sal win, sodat hy kan sien hoe hy veronderstel is om op te tree en in God se voetspore te volg. En dit, vrou, bly jou persoonlike keuse. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.